Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greek. Vandag is Dinsdag die 12de Mei 2026. Weet jy wat is 'n doedelsak? Annemarie Schulenbach speel pragtig op een, maar meer oor dit later in ons onderhoudsegment. Vereers sal ek en François Steinberg bietjie gesels oor die nuutste nuus uit Republikeinse blaaie en natuurlik loer ons ook in by die weerkantoor. So bly by ons. Kom klets saam op Klets Kompas. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug. In die ateljee met my is François Steinberg. Hi François, hoe gaan dit vandag? Ogito, goed en met jou? Goed, dankie. Ja, ons het nog baie nuus in Morris vir Republikein. Daar is, ek sal vlugtig noem, in die agterblaaie is daar 'n storie van die skikking wat die staat bereik het met die ma van die jong man wat verlam was en na bewering gedurende sy koma verkragt was, is vir 450.000, maar jy kan daaroor lees. Ons het ook 'n baie belangrike berig in die agterblaaie oor die oponthoud van die vragmotors daar by die grense. Dis verskriklik, Ogito. Dis is soos in, blykbaar is daai rye by Katima Mulilo spesifiek, is soos in 4 kilometer lank. 180 trokke, vragmotors wat daar staan met hulle vrag. Onthou, daai manne staan daar. Vir dae. Vir dae. Jy het nie water nie, jy het nie meer kos nie, jy het nie ablusiegeriewe nie. En dit is verskriklik. En die oorsaak is oor die douane stelsel wat nou vervang is met 'n nuwe Ascuda World. Namra se hoof, wat is sy naam nou weer? Die kommissaris Sam Shivuti, kommissaris Sam Shivuti. Ja, hy het daar met ons verslaggewer gepraat en verduidelik dat die oorgang na die nuwe stelsel al hierdie oponthoud veroorsaak het. Die ou stelsel is blykbaar al meer as 11 jaar oud. Ja. Nou, ek wonder, François, mens verstaan dat die stelsels vervang moet word. Ek meen, hy het byvoorbeeld verduidelik dat jy voorheen moes 100 papiere invul. Ja. Ja, en natuurlik moet ons nou op 'n aanlyn stelsel gaan. Maar die groot probleem is die internetverbinding. Kyk, ek verstaan nie hoekom toets ons nie die nuwe stelsel hier en daar terwyl ons nou kyk wat is die probleme. Elke nuwe ding bring ons nuwe probleme.
Presies. Sodat jy hulle kan aanspreek en oplos voor jy die stelsel op die hele land Voor jy dit begin. Ja, toepas. En ek het ook gehoor van dieselfde dae, ook by die Botswana stelsel, dat hulle moet ore hardloop, ons het nou daai 24 uur, ja. maar ek hoor hulle moet nou maar so oor en weer hardloop, maar dit is internetverbinding in ons afgeleë gebiede en ons grensposte is op afgeleë gebiede Ja. is Maar kyk, so, alhoewel ons nou nie nou mag ons ook nie Starlink kry nie. Maar ons het goedkeuring gegee vir 'n meedinger van Starlink. Ja, maar hoeveel gaan dit jou kos? Die regering moet daai geld opdok want daai douane bring miljoene in. Ja. En dit is in ons belang dat die stelsel vlot werk. Ja. Dit kos miljoene vir hy trokke om daar te staan. En aan die einde van die dag, dis net ons, die kliënt, die eindverbruiker wat moet opdok. Ja. So regtig dis Dan as ons nou van 'n ander stelsel praat wat ons ook wil weet hoe werk dit. Is dit nou of 'n raaisel wat moet opgelos word? Is dit hoe het dit gebeur dat 'n psigiatriese pasiënt ontsnap by Windhoek sentraal in Staatshuis op land en lekker eet daar en kaal deur die gange rondstap. Kaal deur die gange stap en hoe gebeur dit? Ja. So daar's nou vrae gevra aan die ministerie van Gesondheid van nommer 1. Hoe het daai pasiënt daar uitgekom? Ja, so Gianni, sy beb en sy familie het ook lank na hom gesoek want hy kort ontsnap. Dit was nie net een keer nie. So dit nou aan die lig gekom. Hy het blykbaar deur die dak geklim. En bo oor 'n muur. En hulle het daarom vir stadspolisie, Windhoek stadspolisie en die familie ingelig dat hy weg is en dan nou wat is die oorsaak? Wat is mens moet mos nou die wortel van die probleem soos jy nou sê. Die wortel van die probleem moet getakel word en met wortel en tak uitgeroei word sodat dinge kan vlot verloop. Presies. En ja, dit is natuurlik nou weer die oorvol sale en gebruikende personeel so lees in Republikein. En ja, dit is vir my 'n baie hartseer storie. Dit is 'n baie hartseer. Dit is vir my baie hartseer storie. En ook weet ons psigiatriese pasiënte, ons geestesgesondheid in hierdie land word vir my nie dis 'n gebedsaak ernstig genoeg opgeneem nie. Nog 'n gebedsaak is eintlik ek verstaan daar is 'n nuwe nuus oor die vliegtuigongeluk. Ja, dis nou die ander hartseer nuus waaroor ek wil praat. So die vliegtuig is mos nou opgespoor, die wrak, uitgebrande wrak. Baie hartseer. Die polisie en die ondersoekbeampte van vliegtuigondersoeke is nou nog steeds, ek het pas daar bevestiging gekry. Hulle is natuurlik nog steeds op daai toneel. Dis in die berge, dis 'n bergagtige terrein. Daar moet so weet met toue afgeseil word om die wraak en die lyke nou daar uit te kry. So dis 'n groot operasie en dan natuurlik moet DNS monsters nou bevestig word. Die vliegtuig was op pad wanneer? Was op pad Sossusvlei toe, ja. So baie hartseer, maar dis Duitse toeriste en die vlieënier is ook 'n Duitse burger, maar wat nou al lank vir Desert Air vlieg hierso. Maar dis 'n Duitse gesin. Ja. En dis baie gesiene mense. Hulle het baie jare lank gewerk vir die Dieter Schwarz Stichting. Dis oral al in die Duitse media wie hulle is, baie bekende en gesiene mense, maar wat hartseer is, die man is 66, die vrou is 61. Hulle het 40 jaar lank gewerk en nou hierdie vakansie en so uitgesien na hierdie vakansie en 5 minute voor jy land, dan gebeur daar iets. En dan is alles daarmee heen en hulle 19-jarige seun was ook saam met hulle. So ek kan nie dink hoe verskriklik dit moet wees vir hulle naasbestaandes. Dis hierdie
familie wat so hard gewerk het, hoë posisies beklee het, en dan sien jy nou uit na hierdie vakansie, en dan is dit 'n tragedie. Dit is 'n tragedie. Ja, dis 'n tragedie. Die vlieënier se seun is blykbaar ook op pad van Duitsland af hierheen, baie hartseer. Dan 'n ander ongeluk wat plaasgevind het, die naweek was 'n olifantbilkalf wat getref is deur 'n voertuig met 2 manlike insittendes. Ja, die bilkalf is ongelukkig dood. Dis daar in die omgewing van Korrigas. So ons het gepraat met die olifantbewaringsorganisasie Elephant Human Relations wat verskriklik baie doen vir mens-olifant konflik om dit te bekamp in hierdie land. Die voertuig, as jy na hom kyk, ons gaan 'n foto daarvan plaas. So mooi Ford Mustang. Ek meen dis vir my dis nogal 'n voertuig wat ek dink ek nogal sal wil begeer om 'n lekker sloertoer deur Amerika te doen. Ja, nee, die lyk nie goed nie. En maar die waarskuwing wat ERA uitstuur is, hierdie is olifantgebied. Daar is verskriklik baie olifante. Wees versigtig, veral natuurlik in die nag, in die vroeë oggendure. As mens daar bestuur, ek meen Namibië se paaie, ons het baie wild op ons paaie. Ons is 'n land met vrylopende wild, vrylopende olifante, jagluiperds, renosters. So dit is ons trots, dit is wat ons uniek maak. So wees versigtig op ons paaie. Baie dankie. Baie dankie Francois en baie dankie vir julle wat nog môre meer gaan lees in Republikein oor daai nuus en veel meer wat daar is en wat by ons aansluit hier op Kletskompas en wat by ons bly vir nog meer net na hierdie advertensiebreek. Baie dankie. Reg, en dis tyd om in te loer by die weerkantoor. Ons is almal nuuskierig wat hou môre vir ons in na hierdie week so koud en bibberig begin het. Goed, dan vir Woensdag die 13de Mei 2026 verwag ons op Katima Mulilo sonskyn al die pad vanaf 14 grade tot op 33, Rundu sonskyn vanaf 16 tot op 32, Enhana sonskyn vanaf 14 tot op 30 grade, Oshikati sonskyn al die pad vanaf 16 tot op 29 grade, Ruakana vanaf 12 tot op 30 grade sonskyn, Tsumeb is sonskyn môre vanaf 14 tot op 28 grade, Otjiwarongo vanaf 8 tot op 25 grade sonskyn al die pad. Omaruru begin op 7 en tot op 24 grade sonskyn, Windhoek vanaf 6 tot op 20 grade môre sonskyn en sonskyn op Gobabis vanaf 11 grade verwag tot op 26. Verder op Henties Bay verwag ons vanaf 12 tot op 18 grade, op Swakopmund verwag ons vanaf 13 tot op 16 grade, op Walvis Bay verwag ons vanaf 13 tot op 20 grade sonskyn daar langs die kus. Reebord verwag ons sonskyn vanaf 9 grade tot op 20 grade, Mariental vanaf 10 grade tot op 11 grade sonskyn, Keetmanshoop vanaf 9 tot op 17, Aranos vanaf 12 tot op 22 grade sonskyn in al twee die dorpies. Loedrits verwag reën môre vanaf 13 grade tot op 17 grade temperatuur, Arnhemsvlei gedeeltelik bewolk vanaf 8 grade tot op 14 en op Oranjemund verwag ons ook reën môre, dis dan vanaf 14 grade tot op 16 grade in ag van die temperatuur vir Woensdag die 13de Mei 2026. In vandag se onderhoudsegment iets besonders. Ons eie uitspeeldames gesels met doedelsakspeler Annemarie Schulenbach. En kom ons leier en luister saam. Okay, hierdie kant is, ek gaan haar nou Anna noem, want hier is nog 'n Annemarie.
Annemarie Schulenbach, wat 'n boerenooi is, maar die hou vir haar skots. Moet jy hoekom wil jy dit doen? Weet jy, ek dink dis omdat ek altyd my perke probeer rek so ver as wat ek kan. En oorspronklik het En bungee jump het dit nie gedoen nie. ek het al ja. Okay. Ons het nou gedink ons gaan haar vang hierso. Of gaan nie? Kom ek sê ek het 'n vliegtyg gespring. Dan moet nog nie bungee jumping, maar ek het hom al uit 'n vliegtyg gespring. Okay, ek ook. Dit was So ja, ek het aanvanklik die silvervleit gespeel. Wat 'n een is hy nou? O, hierdie So afhang. lyk 'n silvervleit. So dit is 'n lang 'n fluit wat 'n silwer dwarsvleit is. wat jy so O, speel. okay, ja. En ek het 'n doel gehad dat as ek in 'n spesifieke groot konsert sou gespeel het, dan het ek my doel vervul. En toe in 2012 toe kom my groot konsert en ek speel nou in hierdie groot konsert met die silvervleit. Nou ja, toe sit ek nou daar uit. Nou het ek nie meer 'n uitdaging nie. En vir een of ander rede, ek kan nie eens meer onthou hoe dit gebeur het nie, het die doedelsak by my opgekom. En persoonlik het ek nooit eens van die doedelsak musiek gehou nie, maar toe die idee my eers byt, kon ek nie die idee los nie. En ja, so toe maak ek kontak met iemand in die Kaap en hy het my aan die gang gekry en dis maar hoe dit begin het. 'n doedelsak. Ja, dit klink vir my ook, ek weet nie. Ek ken dit nie, maar ek mag dalk net te jonk wees daarvoor. Het jy gedink jy's 'n goeie blaser of was dit nou maar net? Ek hou van blaas. Jy hou van okay. Blaasinstrumente is my gunsteling. Is jou gunsteling. So jy het nou 'n julle kan nog nie sien nie, maar sy het 'n baie seksie rompie aan. Waar het jy die doedelsak gekoop? Want jy kan nie net enige ding koop nie, nê? Ja, ek het eers probeer uitvind kan ek nou een in Namibië kry en die antwoord was nou uiteraard nee. Ja. So toe moes ek nou op internet begin kyk en ek het toe nou op iemand afgekom wat in die Kaap is en ek het hom toe nou gekontak. Ja. En dit was die beste ding wat met my gebeur het want dit was nou hier by 2012 rond. Ek en hy is nog steeds vriende. Ons het nou intussen vriende geword. Is hy 'n Hy blaser? het 'n winkel op daai stadium gehad wat die Skotse klere gemaak het, wat doedelsakke reggemaak het. okay, Alles ja. doedelsak was Ja. in sy winkel. Oh, Hy het intussen die winkel verkoop want hy is nou al ook in sy 70's en so. ja. Maar ons het toe nou vriende geword en hy het altyd my maar deur hierdie paar jare wat ek nou alleen sukkel het, hy altyd vir my daai kant, jy weet, gehelp en gesê Ja. Annemarie doen dit nou so en dan Ja. speel ek vir hom oor internet. Jy weet, oor 'n video en dan sê okay Annemarie maak so reg of maak so. En as ons die dag Kaap toe gegaan het, dan het ek altyd na hom toe gegaan. En so dit is hy het toe nou vir my aan die gang gekry want hy self het ook in die tattoos en alles al gespeel. So hy Okay. self was 'n baie goeie doedelsaksspeler ook. So het jy jouself leer speel, want dit is nie so maklik hè. Alles wat ek instrumentaal gedoen het, het ek myself geleer, ja. Ek het geen agtergrond of Sy het nie Netflix nie. teoretiese agtergrond nie. Nee, ek moes myself geleer het. So aanvanklik het ek blokfluit by die kerk geleer, Okay. maar toe ek nou besluit okay, ek gaan nou die dwarsfluit speel. ja. Toe het ek ook iemand gehad by die kerk wat ek het ook daar in die orkes gespeel. So hulle het Ja. ook my gehelp, maar meeste met tyd leer jy maar jouself. Ja. Ja. En toe met die doedelsak kom, toe is dit nou en nou moet ek regtig myself leer want ek het nie geweet op daai stadium of enige ander spelers in Namibië was nie. Is hy? Of was jy die enigste Ek weet van doedelares? Doedeleerder? Doedeleerder? ek weet van een oom wat ook nog hy het op Walvis of Swakop gebly en hy het gespeel, maar hy is seker nog oor sy 70, so ek weet nie meer of hy speel nie. So en die enigste ander persoon waarvan ek bewus is dan nou myself. Ek weet van een ander persoon wat elektriese doedelsak speel, maar dan doen jy glad nie die pype regtig nie. So jy doen nie die blaastegniek nie, jy druk eintlik maar net die Maar jy trek nou nie enige rok of 'n ding aan nie. Daar's 'n hele soetjie wat jy moet aansit. Jy kan nie net enige ding Gryp in jou aan lyf gooi en daar gaan jy gaan nie. doedel nie. Kyk, jy kan, maar as jy die optredes doen, wil mense die ervaring. Ja, Hulle wil die hele ervaring hê en ek het al net doedelsak gespeel, maar ek het letterlik ook al mense gesien wat as ek om die hoek kom met die doedelsak en met my hele uitrusting, hulle monde hang oop want Ja. dis die laaste ding wat jy Wat jy verwag. Namibië verwag. Jy weet. So die uitrusting is 'n deel van die hele ervaring en dit skep die atmosfeer. Wat is hierdie
Sakkie. Okay. Dit is die sporran. Sporran. Ja. So spoor jou aan, sporran. Ek dink sporran is meer 'n Skotse woord seker. Okay. Maar my Skots is nou nie so goed nie. Maar hierdie sakkies het hulle altyd saam, die Skotte saam met hulle tradisionele drag gedra. Okay. So dis maar 'n sakkie waarin almal Waar dan jy in jou goedjies in het. sakkie? Ek het Batterye. nee, ek het my tissues in my lippies in want jou mond raak baie gou droog. Ek kan dink. So jy wil daarom 'n bietjie vaseline byderhand hê. En dis handgemaak. En die tossels is Die tossels is deel van die tradisionele opset, prentjies. maar almal se Sporran. sporran is baie Sporran. uniek. So Ja. my sporran het hierdie diagramme van 'n Visse. die salmon, wat is salmon in O, Afrikaans? Salm. Salm. Salm, né? So 'n salm is 'n vis wat hy reis mos baie ver in die rivier af om sy eiers te gelê en dan kom hy terug. So die hele teken agter die salm is hernuwing. Oh, wow. Dit is altyd nuwe lewe, nuwe Ja. groei. So dit is die idee van die salms agterop die sporran. En jy sit dit dan ook rondom jou lyf as jy Ja, speel. ja. So ek weet nie wat die mans daarin het nie, maar soos tipies vrou het ek nou maar net 'n Lyk asof jy iets daar kan inpas om jouself aan te spoor as jy nou regtig moes. 'n Exactly. botteltjie iets. 'n botteltjie iets. Sê gou, Dutch courage. So iets ja. daar is Anna het vir my gevra. Ek moet vir jou vra. Wat dra jy onder jou rokkie? Ja. What's going on under your kilt? Is dit waar? Is dit 'n Ons wil nou nie vir jou die spot sit nie want jy gaan nou 'n baie belangrike werk begin. Maar is dit waar? Daai waar's my maag? My sporran is besig. Dat mans nie Onder Ierse mans, Skotse man. Skotse mans nie Volgens my steppings dra onder volgens my hulle. vriend Will, ja, hulle dra nie tradisioneel dra die man selfs as hulle speel. But why? Punt Wel, in die wind. Punt in Ja, die en wind. dis my ander vraag is nou sit jy met die doedelsak op jou skoot en die arme mense wat voor jou sit. Ja, ek hoop jy sit toebeentjies. Mooi beentjies gekry. Wel, jy staan en speel. Die doedelsak O, staan en okay. speel jy onder altyd gewoonlik as jy 'n doedelsak optrede sien op TV, hulle staan en speel. Jy kan nie sit en speel nie. Jy kan, maar die klank kan dalk nie so goed uitkom nie want die Ja. sak, jy sal die sak druk en dan So, ons sal maar moet gaan kyk iewers. Wat is 'n YouTube video 'n of YouTube? so. Wat gebeur onder 'n man se keel? Wel, nou weet julle. Anna Marie, in hierdie is hy uit 'n hoedjie ook. Ja, dit is die Glengarry, dis ook deel van die tradisionele Skotse drag. Ek gaan vir julle dalk nog die geskiedenis van die doedelsak ook deurgee. En so dit is 'n militêre, hulle noem dit 'n instrument of war, oorlogsinstrument. So Okay. jy het jou basies jou in daai tyd wat die 13-1400s was jou taten en jou kilt alles deel van jou clan. Okay. So jy het altyd so jou taten aangehad, jou Ja. kilt wat 'n spesifieke taten het, soos hulle het jou geïdentifiseer volgens jou taat. Wat jy aantrek, ja. So myne is nou rooi en groen, maar jy kan hom allerhande kombinasies. Ja. So en dis dan nou die Glengarry was ook deel van die uitrusting wat jy dan nou opgesit het. Oh. En natuurlik nie jou militêre wapen opgehad het. So dis nie net vir aantrek nie. Wow, dit is baie interessant. Maar wys vir ons jou doodle, want jy het nou net gesê daar's die een waarmee jy begin het. Ek dink dit is hierdie bloue, nê. Nee. O, doen jy eers hierdie ding. Ja, Dis hierdie met die handjie. dit lyk amper soos een van daai Toys R Us speelgoedjies wat jy vir die babas gee as jy sê, Ja. los my gou 'n bietjie uit vir 'n En oomblik. jy het 'n bekkie ook. Ja, goed. Ek het nou verskeie instrumente hier. Ek kan nie alles speel nie. Ek versamel baie van hulle. Okay. Ek het altyd die idee gehad dat ek gaan almal leer speel, maar my tyd hardloop ja, uit. nee, maar daar's nog tyd. Maar ja, hierdie is een van my gunsteling. Dit is die automaton. So, dis 'n musiekinstrument wat jy nou jou note kan druk. En dan kan jy hom op En watse tipe musiek bevind 'n mens hierdie instrument? In watse genre? Ja. Baie goeie vraag. klassiek.
Dit klink soos Moderne ek leer blokfluit speel het in staan dit. Ja, ek wou nou sê toe my ma ophou gehad het, ek moet 'n instrument speel, het dit ook so iets Ja, nee, daar is dit en daar het julle dit. Dis dan so wat ons aan die einde kom van nog 'n uitsending van Klets Kompas. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Môre doen ons dit weer. So maak nota daarvan, kom sluit weer by ons aan. Kom klets saam op Klets Kompas.